Ek weet nie of dit jou probleem ook is nie, ek het hopeloos te veel sleutels by my huis. Is 'n sleutel vir dit en 'n sleutel vir dit en is duplikate, vir as ons die goed weggooi. En ek het so 'n deur, so 'n hek wat gaan na die agterplaas toe. En hy werk net met sy sleutel uit 'n slot aan, so klein sleuteltjie. En daai sleutel is altyd weg. As jy hom nodig kry, is hy weg. Dan soek jy en jy beskuldig alle ander mense en soms kry jy hom in jou eie sak, as jy net 'n bietjie soek. Daar is een sleutel wat ek vandag vir julle wil noem, wat die Here in sy woord sê, so effe verskuil, mens sien dit nie as so iets nie. Ons gaan vandag bietjie oor dit praat ook. Een sleutel wat vir jou die koninkryk oopsluit. Die een wat die brug gebou het, is Jesus Christus, maar ek praat nou van wat ons kan doen. Die een sleutel wat ons kan gebruik om die koninkryk oop te sluit, is Matteus 6 vers 33. Wie weet wat dit sê? Sê vir my. Maar die vers sê, baie dankie, die vers sê, maar soek allereers. Een vertaling sê, maak dit jou prioriteit. Soek allereers die koninkryk van God. En wat sê dit dan verder? Al die ander goed sal vir jou bygegee word. Soek allereers die koninkryk van God. Dis die sleutel. En weet jy wat die ironie van alles is? Daai sleutel is by baie kerkmense en Christene soek. Hy's weg. Hulle kry hom nie. Hulle probeer allerhande ander sleutels. Wat 'n frustrasie is dit as ek daai slot probeer oopmaak en ek moet amper 15,000 sleutels gebruik om dit te doen. Net een sluit hom oop. Net een sluit die koninkryk oop en dit is as jy allereers die Here soek. Ek hoop jy hoor vandag een sleutel. En ek hoop jy het daai sleutel. Kom ons sit vir so 'n oomblik stil voor die Here. Dat vandag oor u sal gaan. Dat u die eer sal kry. Dat u naam groot gemaak sal word. Kom spoor ons aan deur die Heilige Gees, Vader. Dat ons vandag na u sal kyk. En na niks anders. Kom sluit ons harte oop, Vader, as dit nog nie oop is nie. Kom klop weer vandag. Want ons weet, as ons oopmaak, het ons alles wat ons nodig het. Ek wil bid dat u vandag dit stil maak in ons harte en dat u sal kom praat deur die woord, Vader, en dat ek op 'n manier wat net vir u moontlik is, sal verdwyn. Ons wil graag saam met u kuier vandag. Ons wil graag naby u wees. Ons wil graag, Here, met u gemeenskap hê, omdat u ons eerste lief gehad het, en die liefde ook in ons hart brand. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vandag, ek en Marika, so graag uit ons harte uit hê, dat hierdie dag nie vir jou oor ons sal gaan nie, maar oor die Here. Dis ons doel in die lewe om hom te vereerlik, nie onsself nie. Ek wil vra dat julle dit geniet om te sing. Ons gee applaus vir die musiekbediening, hulle brand, hulle is aan die brand. Ons loof die Here daarvoor. Nou ek weet julle is dit nie gewoond nie, julle dit net nou ook snaaks gevind as jy nie hier is nie, maar ek wil tog weer vra, terwyl jy daar sit,
Draai net gou rondom jou en high five net weer die ouens. Omdat die Here hier is. Mense dink altyd 'n mens vergeet as jy ouer word. Dis waar. Maar hulle sê vir my, jy weet regtig as jy oud geword het, wanneer jy goed onthou wat nie gebeur het nie. Nou ek wil vir julle 'n storie vertel, maar dit het gebeur. So ek het daarom gaan oplees. Ek het dit iewers onthou, toe dog ek verbeel my, maar toe het ek dit gaan oplees. In 1988, nou ekskuus, dit is nou baie jare terug, vir party van julle wat hier sit, is dit heel waarskynlik voor Noag se vloed gebeur, maar is nie so lank terug nie. In 1988, toe julle nog klein was of nog glad nie was nie, het daar 'n fliek verskyn wat ontsettend baie toekennings gekry het, omdat dit diere gebruik het en nogal daarin geslaag het om 'n geslaagde fliek te maak, feitelik net met diere. Nou ek wou vir julle 'n snit speel vandag, maar die fliek is so oud. Kameras was so swak dat 'n mens kan nie regtig sien as jy dit op die skerm sit nie. Die fliek se naam was The Bear. En dit het gaan vinnig vir jou vertel. Dit het gegaan oor hierdie beerwelpie hiervoor wat sy mamma dood is in 'n rotsstorting en toe is hy verlore in hierdie geweldige groot woud en hy loop daar rond en hy het niemand wat vir hom sorg nie totdat hy daardie beer ontmoet. Dit is 'n, sê hulle in Engels, 'n Kodiak beer. Dis die grootste beerspesie wat jy kry en dit kom net in Alaska voor. En die beer bind aan hierdie babietjie en pas hom op, gaan oral met hom net waar hy gaan. Daar in die woud was egter ook 'n bergleeu wat dit sy werk gemaak het om die welpie te vang, want dit lyk na 'n baie sappige aandete. En in een oomblik in die fliek is die toneel waar die leeu uiteindelik daarin geslaag het om hierdie klein welpie vas te keer, sodat hy hom nou kan vang en hom kan opeet. En dan sien jy in die fliek die vrees in hierdie klein welpie se oë. En die lus en die haat in die bergleeu se oë. En dan skielik verander alles. Dan begin die welpie op sy agterpote staan en die bergleeu kry vrees in sy oë. En dan zoom hulle uit met die toneel en dan sien jy op die ouene dit wat julle daar sien. Dat die beer, die groot beer, agter die welpie staan. Het jy geweet, dis dieselfde met jou, met my, in ons lewens. Die Bybel vertel soveel verhale wat sê dat die Here vir ons veg, dat hy heeltyd by ons is, dat hy vir ons opstaan. 2 Konings 6 vers 8 kan jy gaan lees, ek het alles op die preekopsommings ook gesê wat by die deure beskikbaar is. God staan vir ons op. In Matteus 23 vers 37 gebruik hy die beeld van 'n hen wat haar kuikens onder haar vlerke toemaak. In Psalm 91 weer dieselfde metafoor om te sê, die Here beskerm ons. Hy staan vir ons op. En jy weet dit, dis een van die gunsteling gedagtes wat mense van die Bybel onthou. Maar toe ek dink aan hierdie fliek, toe dink ek aan hierdie groot beer. Toe ek die gedeelte lees in 2 Korinte 2, wat ons vir julle uitgestuur het, toe dink ek weer aan hierdie groot beer. Maar kom ek vertel vir julle hoekom. In 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 12 staan daar geskryf dat Troas aangekom het, dat Paulus in Troas aangekom het om die goeie nuus van Christus te preek, en dan staan daar in 'n ander kleur, is 'n deur vir my oopgemaak, vertel hy self. Hy het daar aangekom in 'n vyandige omgewing, hy moes die evangelie verkondig, en skielik kom hy agter,
maar hier is reeds 'n deur oopgemaak. Hier was iemand voor my, en dit was God wat voor hom was, wat vir hom 'n deur oopgemaak het. Julle ken almal Romeine 8 vers 28 wat sê, ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. En ons het so lank baie vir mekaar gesê, sy doel vir ons lewens is om hom te soek. Gaan lees Handelinge 17:27 as jy nog nie het. Alles sal ten goeie meewerk. God het vir Paulus gesorg. God het 'n deur oopgemaak. Paulus moes net deur hierdie deur loop en sy werk gaan doen. 1 Korintiërs 2 vers 4 sê Paulus, ek is so dankbaar teenoor God, wat ons, omdat ons aan Christus verbind is, altyd saamneem in sy triomftog. Ek weet nie of julle die vers ken nie, en ek weet nie of julle 'n idee het van wat 'n triomftog is. 'n triomftog is wat gebeur het wanneer 'n generaal gaan veg het en hy die vyand verslaan en hy kom terug en hy is die held in almal se oë, almal dra hom op hulle hande en hulle hou 'n fees wat skrik vir niks. Dis nie sommer net so 'n fees soos wat jy soms in welkom beleef nie. Die Engelse kommentare sê dit was 'n glorious spectacle. Dit was 'n glorieryke blyspel, skouspel. Daar was vreugde wat jy jou nie kan indink nie. Want die generaal het opgestaan vir sy volk. Hy het sy volk vrygemaak van die bedreiging. Hy het hulle lewe makliker gemaak. En dis wat ek dink die Here vandag vir jou wil sê. Ons Christene het hopeloos te min vreugde in ons lewens. Om een of ander rede het die gedagte so in die geslagte langs gekom, dat ons dink, hoe treuriger jy lyk, hoe nader is jy aan die Here, hoe beter gaan dit in jou geestelike lewe. Ons laat die wêreld toe om die negativiteit wat hulle te beleef, soos 'n saadjie in ons hart te saai, en ons begin praat later, net soos mense wat die Here nie ken nie. Ons is bang vir alles, en alles pla ons, en ons moan oor alles. Maar Matteus 6:31, as jy dit onthou, en as jy dalk dit kan memoriseer, sê die Here, moet julle nie bekommer nie. Want die Here weet wat jy nodig het. Die Here is soos die beer, wat vir jou alles gee, wat jy nodig het. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood sê vir ons, ek weet nie of ek hier daaroor dink nie, maar ons dink baie oor die kruisiging van Jesus en sy lyding en sulke goed, maar die opstanding is eintlik die hoogtepunt van die Jesus verhaal wat sê, hier het Jesus die eindpunt bereik, die doel hoekom hy gekom het, om vir ons 'n fees oop te maak, om vir ons 'n toekoms te kan gee. En hierdie oorwinning, hierdie triomftog waarin ons deelneem, saam met Jesus, gee vir ons sekuriteit. Want dit maak ons vry. As jy regtig besef wat Jesus gedoen het, wat sy opstanding vir jou beteken, dan is jy vry, veronderstel om vry te wees van alle bekommernisse, omdat jy weet, die oorwinning is reeds behaal. Jy hoef dit nie te behaal nie. Jy kan in die triomftog stap en dit saam vier en vreugde beleef in jou lewe. Die sielkunde sê, as 'n kind byvoorbeeld in sy huis geborgenheid ervaar en veiligheid ervaar terwyl hy groot word, is daar sekere persoonlikhede of kenmerke van sy persoonlikheid wat ontwikkel, wat verskil van alle kinders, en die uitstaande kenmerk wat by so 'n kind ontwikkel, is dat hy 'n ligtheid van hart het. 'n Ligtheid van hart. Dit beteken, hy lag maklik, hy speel maklik, hy vat nie alles persoonlik op nie, hy vat nie die lewe te ernstig nie. Dis een van die sterkste kenmerke van iemand wat sekuriteit beleef.
Dis wat die Here vir jou sê. Hy wil dit vir jou gee. Veilige liefde bring vreugde. In Filippense 4 vers 4 is dit miskien presies wat hy sê. Hy sê, wees altyd bly, omdat julle aan die Here behoort. Die Engelse vertaling oorspronklik een sê, rejoice in the Lord. Dit is soos 'n skip wat geanker is, jy het 'n anker, jy weet die storms kan kom, dit gaan jou nie saamvat nie, want jy is geanker in die groot beer, die een wat jou beskerm. Jy's geanker deur jou verhouding met hom. En die storms kan maar kom, jy's nie bang vir dit nie, want jy het sekuriteit. Dit is belangrik dat ons verstaan dat die blydskap en sekuriteit nie uit onsself kom nie. Jy kan dit nie self opwek nie. Blydskap en vreugde in 'n Christen se lewe kom nie van ons af nie. Psalm 16 vers 11 sê, in u teenwoordigheid is vreugde. Nie iets wat u gee nie, dis in die teenwoordigheid van die Here. As jy in sy teenwoordigheid is en leef, het jy vreugde. Dis soos wanneer jy tyd saam met iemand spandeer wat vir jou baie lekker is, jou meisie, vir wie jy lief is. Jy gee nie om vir die tyd nie. Jy wil net by haar of by hom wees. Tyd maak nie, speel nie vir jou 'n rol nie. Dis wat die Here sê, in sy teenwoordigheid is vreugde. Psalm 37 vers 4 sê, wees bly, hoor die woorde, in die Here, en hy sal jou hartsbegeertes gee. Ons verstaan hierdie teks verkeerd. Ons lees net, hy sal jou jou hartbegeertes gee. Dan dink ons moet net vra, en dan sal die Here dit gee. Hy sê ook op 'n ander plek, ons moet vra, dan sal ons ontvang. Maar daar's 'n manier wat dit vooraf gaan. Daar's iets wat vooraf moet kom. En daardie iets is, wees bly in die Here. Met ander woorde, die Hebreëse woord sê, is die woord, ek gaan vir jou daar sê op die skerm, die Hebreëse woord beteken om intense satisfaksie en gemak in die Here te vind. In die 35 jaar wat ek in hierdie gemeente is, het ek besef, hierdie is een van die vreemdste gedagtes vir mense. So moet nie dink jy's dom as jy dit vandag nie heeltemal verstaan nie. Ek verstaan dit ook nog nie heeltemal nie. Maar die punt wat die Here vandag vir ons wil kom maak en vir ons wil kom sê is dat in hom is alles. Nie op 'n ander plek te soek nie. Ek dink ons mis dit, want ons wil die hele tyd hê, die Here moet vir ons iets gee, sodat ons gelukkig kan wees. Ons voel die hele tyd, as ek daar kan kom, as ek dit kan kry, sal ek gelukkig wees. Die Here sê, nee, dis nie in iets nie, dis in iemand, in die teenwoordigheid van die Here, is vreugde, om 'n satisfaksie en genot in die Here te vind, bloot om naby die Here te wees. Dis wat die Here vandag op my hart vir jou gedruk het. In die teenwoordigheid van die Here is vreugde, is alles wat jy nodig het. Dis nie iets wat jy vat en loop. Dis iets wat jy net kry in die teenwoordigheid van die Here. Ek weet nie wie van julle die kort reeks wat ek gedoen het van hier in die middel Februarie af bygewoon het nie. Jy kan dit gaan kyk op die internet, op die sosiale media. Daar het ek hierdie prentjie gebruik by die preke. Hierdie brug is ons reis saam met God. En wat die Here op my hart gedruk het vir die reeks, en ek is amper klaar, is dat hierdie brug 3 stutte het wat hom in die lug hou. Jy stap saam met God oor hom, maar daar's 3 stutte wat die brug in die lug hou. En die eerste stit het ons nou die dag oor gepraat, die eerste keer toe ons begin het, om te smag. Die Here wil nie net jou kruidenierswinkel of jou spaarwiel wees nie. Wat jy net gebruik as jy nodig het nie.
Dis hoe mense afgode aanbid, het julle geweet? Jy hardloop na 'n afgod toe, omdat jy nie 'n verhouding met hom kan hê nie, jy hardloop omdat jy iets wil hê. Die Here sê, hy is nie 'n afgod nie, moenie my so aanbid nie. Ek wil by jou wees. In my teenwoordigheid het jy alles wat jy nodig het. En daarom het hy in sy wonderbaarlike genade vir ons gemaak, het ek in die eerste preek gesê, met 'n soeke, 'n smagting binne in ons, om met hom kontak te hou. Ons verstaan dit ook soms verkeerd, want ons soek na alle goed, ons het hierdie smagting en ons soek ander goed om dit vol te maak. Die Here sê, daar's een wat in daai gat in jou binneste pas, en dis die Here alleen. Dis al wat jou vol maak. Die Here wil 24/7 verhouding met jou hê. Nie 'n onderbroke verhouding as jy hom nodig het nie. Dit was die eerste preek gewees. Alles probeer ek nou 'n prentjie maak vir jou. Die tweede preek het gegaan oor wag. Die Here sê ons is saam op hierdie reis deur die lewe. Hy is die heeltyd by ons, maar ons mis hom. En wat hy van ons vra in hierdie reis van hom is, raak net bewus van my. Leef bewustelik van sy teenwoordigheid. Ons het die storie gebruik van Moses met die brandende bos om te sê, hier's 'n bos wat brand, gaan staan stil en kyk, wat wil die Here vir jou sê? Moenie net daar verbyvoeter, omdat jy laat is, of omdat jou horlosie jou dryf, omdat jy 'n klomp goed op jou te doen lysie het nie. Gaan staan stil by die Here en ontmoet hom. Dis hoe die Here met jou wil leef, oor hierdie brug. Dat jy gereeld, en as jy kan sommer forever, sal stil staan by hom, om hom te ontmoet. En die laaste ene, wat ons vandag oor gepraat het, ons is klaar daarmee, is as jy so kan lewe met die Here. En ek wil nie myself as 'n voorbeeld gebruik nie, maar die Here het vir my bykans 30 jaar gelede in my hart gegryp en vir my gesê, kom weg van die ou manier van kerk, wat gaan oor wette en reëls. En hy het vir my kursusse laat bywoon en goed op my pad gebring om vir my te sê, ek soek 'n lewende verhouding met jou. 'n 24 teenwoordigheid. So hy is die heeltyd by jou, maar jy kan lewe en nie weet van hom nie. Die Here sê, jy moet weet van my, jy moet stil staan by my, want ek sit brandende bosse op jou pad, om vir jou te sê, ek is hier, ek wil iets vir jou deel. En as ons so leef met die Here, en ek het dit in myself ervaar, dan beleef ons vreugde. Dan kan ons lag. Dan is die lewe 'n vreugde. Nie net as dit goed gaan nie, vir altyd, selfs as dit sleg gaan, kan ons soos Paulus binne in die tronk en boeye lofliedere sing tot eer van die Here. So die reeks het gesê, smag, wag en lag. Dis iets wat die Here op my hart gebring het. En as jy dit reg kry, om so met die Here te lewe, om te besef, dit gaan oor hom, dat die smagting wat jy binne in jou het, na iets anders, dit gaan oor 'n smagting na die Here. En as jy so lewe, dat jou lewe so inrig, dat jy kan wag by hom, dat jy hom kan raak sien en sy stem kan hoor, dan gaan jy lag, dan gaan jy vreugde hê. En hierdie vreugde, ek het ons toiletspuit goed gesteel, liefie. Hierdie vreugde van hom, Marius, gaan ruik jy dit? Hierdie vreugde van die Here, sê hy, is die welriekende reuk waarvan 2 Korintiërs 2 skryf, wat jy versprei. Die vreugde van die sekuriteit dat jy geborgenheid het in die Here, dat jy weet wie jou pa is en dat hy vir jou sorg. Julle het vanmôre beleef, ek dink almal in hierdie gemeente het dit beleef. Mense sê altyd vir my, jou gasvry erfdeel is, en dis hoekom hulle graag hiernatoe kom. Want vreugde is aansteeklik. Vreugde is die geur wat Christene versprei in die wêreld.
My middelste seun het altyd koffie gesmous op universiteit. En hy het niks bemark nie. Maar hy het vars koffie geroost. Dan sit hy dit in pakkies in sy rugsak, ek het dit al vir julle vertel. Dan loop hy op die kampus, dan loop die mense, en as Stefan verbykom, dan sê hulle, wat ruik so? Dan stop hulle. Dan koop hulle koffie by hom. Goeie bemarking. Dis hoe ek en jy die evangelie bemark, met gasvryheid en vriendelikheid, omdat die Here in ons hart lewe. Dis my gebed vir hierdie gemeente. Ek weet, ek hoef nie navorsing te doen daaroor nie. Ek sal my hand op die Bybel sit. Dis die gasvryste gemeente in die NG Kerk in die hele land. Klap vir julle self hande. En iets daarvan sê vir my, dis omdat die Here teenwoordig is. En omdat die Here jou losmaak van jouself. En omdat die Here ons fokus is. Dis al hoe jy voortdurende vreugde in hierdie lewe sal kry. En is my wens, as ek nou weggaan, dat julle so sal bly lewe. Dat ek daaronder waar ek gaan bly, soms sal hoor, yes, is lekker om by erfdeel te wees. Want hulle versprei die geur van die Here se teenwoordigheid. Vra jouself vanmôre, is dit hoe ek lewe? Kan mense vir die Here ruik in my lewe? Van my kant af wil ek sê, baie dankie, dat ek 35 jaar die pad saam met julle kon stap. Baie dankie, dat julle bereid was om swaar te kry soms, terwyl ons uit hierdie mold van wette en tradisies geklim het, was dit seer soms. Mense het geloop omdat hulle kwaad is. Hulle het dalk later weer teruggekom. Maar julle het saam met my geloop, en ons het uitgebreek. En ons leef nog nie heeltemal in die vryheid van die Here nie, maar ons is amper daar. Ons beleef al iets van die vryheid van die Here. Mag julle voortbou op dit. Ek is trots op julle. En dit is my die wonderlikste voorreg gewees om deel te wees van julle gemeente. Ek sal julle mis. Ek sal julle regtig mis, maar hou so aan op die pad wat julle gekom het. En onthou, my laaste woorde vir julle is, dit gaan nie oor iets in die lewe nie. Dit gaan oor iemand. En daar is net een wat vir jou vreugde kan gee, wat alle verstand te bowe gaan. En dis die lewende God, deur Jesus Christus, sy Seun, en die Heilige Gees. As julle hier agter my sien, is 'n wonderwerk, hier hang 2 voëls. Sien julle hulle? Een is wit en die een is bruin. Ek dink dis 'n verteenwoordiging van God en die Seun. Maar as julle op die skaduwee sien, dan sien julle 3. Is ek reg? Dan sien jy 3 voëls. Ek sit lankal met die gedagte hierso. Die derde een is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die skaamste een van die 3 eenheid. Hy is altyd op die agtergrond, maar hy het een missie. En dis om die wit duif te promote. Dis wat hy doen. Hy verheerlik die Seun deur die Vader. Mag dit in julle lewens ook so wees. Ek groet julle in die naam van die Here, tot ons mekaar weer sien. In die hemel hoop ek. Wie gaan daar wees om my te ontvang? Nee, hoe weet jy gaan nie dan al dood wees nie? Ek sien julle weer daar. Nogmaals dankie dat julle saam met ons die pad gestap het. Ons hemelse Vader, ek gee vir u al die eer, vir dit wat in erfdeel gebeur het. Want soos Moses en al die ander mense wat u geroep het, kon ons dit nie uit onsself gedoen het.
sonder U nie. Maar U het vir ons die kennis gegee. U het ons nader getrek aan U hart, sodat ons in U krag, soos Paulus sê, wonderwerke kon verrig. Ek gee vir U al die eer daarvoor. In Jesus se naam. Amen.